Goeiedag, my liewe broer en suster in die Here. Baie welkom by vandag se diensdiens. Ons gebed is dat hierdie diens ook daartoe sal lei dat jy iets ervaar van die God wat by jou teenwoordig is. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie paar oomblikke voor U kan stil word. Ons loof U vanoggend as die God wat ons ken, as die God wat weet, as die God wat ons diepste hart deurgrond. U ken vanoggend ook die wanklanke wat elkeen van ons op een of ander manier vanoggend in ons lewe ervaar. Dankie Here dat ons kan weet, U hoor ook daardie klanke. En omdat U ons ken, is U die God wat ons op ons lewenswandel toets en ondersoek en help om op U pad te bly. Ons bid dat U deur die Gees in hierdie oomblikke elkeen van ons sal aanraak, sodat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Amen. Ons gaan vanoggend lees uit Psalm 139. Voordat ons lees wil ek hê, julle moet net bewus wees van 'n paar, kom ons noem dit themawoorde wat ek gaan gebruik. Ek gaan praat van weet, die eerste 18 verse, die God wat weet, wat ken, wat daar is. Dan gaan ek praat oor wanklanke, dus verse 19 tot 22. Julle sal sommer hoor as ek lees dat dit skielik 'n ander toonaard het. En dan gaan ek praat oor wandel. Hoe leef ek op my lewenspad? Verse 23 tot 24. Kom ons probeer dit in 'n sinnetjie sê. Wanneer ek weifel, dis die wanklank, weet ek die Here vergesel my op die toekomspad. Wanneer ons nou lees, wil ek hê, julle moet in julle koppe 'n prentjie hê van 'n doodloopstraat. En dit is die bril waardeur ons vanoggend hierdie teks lees. Kom ons lees die pragtige Psalm. Vir die musiekleier van Dawid, 'n Psalm. Here, U ondersoek my en U ken my. U is die een wat my sit en my opstaan ken. U verstaan van ver af wat ek in gedagte het. My omswervinge en waar ek rus, U het dit afgemeet. Al my paaie is aan U bekend. Ja, daar is nog nie 'n woord op my tong nie, dan ken U, Here, dit volledig. Van agter en van voor omsluit U my. U plaas U handpalms op my. Om dit te verstaan, is dit 'n groot wonder vir my. Dis te hoog. Ek kan dit nie begryp nie. Vers 1 tot 6, as ons praat oor weet, sê die Psalm, U ken my. Waarheen kan ek gaan weg van die Gees?
Waarheen kan ek vlug weg van u teenwoordigheid? Klim ek op na die hemel? U is daar. Gaan lê ek in die doderyk? Ook daar is u. Neem ek die vlerke van die daraad? Die skrywer bedoel, gaan ek so ver oos as wat ek kan gaan? Gaan woon ek aan die einde van die see? Die skrywer bedoel, gaan ek so ver wes as wat ek kan gaan? Ook daar sal u hand my lei, u regterhand my vashou. En dan sê ek, as duisternis my maar net wil verberg, en die lig om my nag word, is selfs die duisternis nie vir u donker nie. Maar skyn nag so lig soos die dag, is die duisternis soos die lig. As ons praat oor die God wat weet, sê verse 7 tot 12, die Here weet, want u ken my. Vers 13, dit is immers u wat my niere geskep het, my in die moederskoot geweef het. Ek prys u, omdat ek op 'n onsagwekkende, wonderbaarlike wyse gemaak is. Wonderbaarlik is u werke, en ek besef dit maar te goed. My skelet was nie vir u verborge, toe ek in die geheim gemaak is, toe ek kunstig geweef is in die dieptes van die aarde. U oë het my vormloosheid gesien. En in u boekrol is hulle almal opgeteken, daar wat beplan is, toe nie een daar was nie. En vir my, hoe kosbaar is u gedagtes, o God? Hoe oorweldigend is die volle getal daarvan? As ek het tel, is dit meer as sand. Word ek wakker, dan is u steeds by my. Verse 13 tot 18 praat oor die God wat weet. Hoekom weet hy? Want u het my geskep. Dan kom ons by vers 19 tot 22. Skielik klink dit heeltemal anderster. As u, o God, goddeloses maar wou ombring, manne wat bloed vergiet, gaan weg van my af. Dit is hulle wat valshede oor u verkondig, u vyande wat die stem te vergeefs verhef. Sou ek u haters nie haat nie, Here, en hulle wat teen u opstaan nie 'n weerstand hê nie. Ek haat hulle met 'n intense haat. Vyande het hulle vir my geword. 'n wanklank in die simfonie wat ons in die eerste 18 verse gelees het. Dan kom ons by die einde van die psalm, wat handel oor lewenswandel, vers 23. Ondersoek my, o God, en ken my hart. Toets my, en ken my ontstellende gedagtes. Kyk, of ek nie op 'n pad van verdriet is nie. En lei my op die ewige pad. Ons lees tot daar. Ek begin ons nadenke oor hierdie pragtige psalm by die wanklanke
wat ons gelees het. Want wanklanke laat my weifel. En daar is geen twyfel dat ons vandag, soos ons hier by mekaar is, in 'n wêreld van wanklanke leef nie. Ek hoef maar net te sê, Gaza, Israel, Iran, VSA, Oekraïne, Rusland, dan hoor ons en sien ons en beleef ons die wanklanke in ons wêreld. En dit maak ons moedeloos en dikwels magteloos voel. Dit voel vir ons asof ons vasgeval is in 'n doodloopstraat en ons sien daar geen uitkoms nie. Daar is ook 'n groot gevaar wanneer ons so in wanklanke ons lewe deurbring. Ons raak gewoond aan die gemors. Ons raak afgestomp, afgesonder. En diep in ons hart sê ons vir onsself, weet jy wat, eintlik maak dit nie veel saak hoe ek in so 'n lewe werk nie. Dis juis in 'n wêreld van wanklanke wat Psalm 139 vanoggend met ons wil praat. Want Psalm 139 is 'n gedig wat geskryf is in 'n tyd van wanklanke, wat te doen het met die harde werklikhede van hierdie lewe. Ons hoef maar net die psalms om Psalm 139 te lees, om hierdie wanklanke te hoor. Want elkeen van hierdie psalms praat van goed soos uiterste nood, onsekerheid, lyding, swaar kry, hartseer, ellende. Almal van hulle is gebede om bevryding. Psalm 137 is 'n psalm van ballingskap en hartseer en verlies. 138 praat van konkrete lewensnood. 140 van vyhandigheid. 141 oor 'n lewe wat wegkwyn. 142 oor moedeloosheid en hulpeloosheid. En in hierdie konteks is Psalm 139 'n gebed om bevryding. Waarom kan die psalmdigter om bevryding bid? Want hy sê, ek is in die hande van die God, wat sy handpalms om my vou, wat die totaliteit van my bestaan omsluit. Ek is veilig in my God se hande. Daarom begin ek by verse 19 tot 22, want die wanklanke word in Psalm 139 'n gebed om verlossing. Daar is wanklanke in God se skeppingssimfonie. Die wanklanke, sê ons Psalm, word veroorsaak op verskillende maniere deur mense. Hy noem hulle goddelooses, mense wat bloed vergiet, mense wat valshede verkondig, vyande wat die stem vergeefs ophef. Hy praat van haat en van opstand en van vyande. En met al hierdie woorde sê die psalmdigter doodgewoon, in God se skeppingssimfonie is daar wanklanke
wat verhoudings versteur. Verhoudings met God en verhoudings met mense. En daarom soek die psalmdigter na herstel van verhoudings, na herstel van harmonie, na die ophef van wanklanke. Hierdie wanklanke laat die psalmdigter twee goed doen. Dit laat hom terugkyk na die God wat van die begin tot die einde by hom is. En dit laat hom vorentoe kyk na die God wat voor hom uit op die standhoudende, die ewige pad loop. Wanklanke kan 'n mens in 'n doodloopstraat laat beland. Psalmdigter sê, wanneer ek op daai plek in my lewe kom, vind ek troos in die God wat weet. Die eerste 18 verse handel oor die onbegryplikheid van hierdie God wat weet. Vers 1 tot 6 het ons gesê, hy is die een wat my ondersoek en my deur en deur ken. Wat weet of ek kom of ek gaan. Wat weet wat ek dink nog voor ek dit dink. Wat my omsluit. Wat sy hande om my vou. Wat my veilig hou. Verse 7 tot 12 het gesê, die God wat my ken is ook die God wat teenwoordig is, selfs in my diepste duisternis. Die paar verse het gesê, 'n kind van God is nooit sonder hom nie. Hoe hoog ek ook al gaan en hoe diep ek val, hoe ver ek na die ooste of na die weste toe gaan, selfs wanneer ek dink, God kan nie in hierdie omstandighede by my wees nie, dan sê die Psalm, is die nag so helder soos die dag, omdat God daar is. En verse 13 tot 18 het gesê, dit is alles moontlik omdat hy die God is wat my gemaak het. Hy omsluit my lewe van voor my begin tot verby my einde. As ons in wanklanke leef, sê hierdie 18 verse, as mense wanklanke veroorsaak, kanselleer dit nie die teenwoordigheid van ons verlosser God in die totaliteit van my bestaan nie. En dit, sê die einde van die Psalm, is 'n oproep vir elkeen van ons om ons lewensprioriteite te herbesoek. Die gevaar is dat wanklanke 'n ek gee nie meer om nie houding by ons veroorsaak. Daarom Psalm 139 vers 23 en 24 se dringende gebed, dat wanklanke nie moet veroorsaak, dat my lewe in 'n wanklank veroorsaak nie. Die Here wat my ondersoek en my ken, vers 1, sê die Here moet onderdaad my ondersoek en my onrus herken, vers 23. Net sy leiding, net sy hulp,
kan die wanklanke in my lewe omskep in 'n nuwe lewenssymfonie. Daarom die gebed waarmee die psalm eindig. Lei my op die ewige pad. Ek sluit af. Ons leef in 'n tyd van wanklanke. Die psalm sê vanoggend vir ons, kyk om jou, kyk in jou, God is daar. Loop vorentoe, want God loop voor jou uit. My liewe broer en suster, mag dit wees dat elkeen van ons as kinders van die Here vanoggend die gebed van vers 23 en 24 ook sal leef. Dat die Here wat ons ken, wat ons ondersoek, die God wat weet, ons hand sal vat en ons op sy pad sal lei. Amen. Here, ons dankie dat ons vanoggend U kan aanbid as die God wat weet. As die God wat weet dat die wanklanke waarin ons vandag, in ons tyd, in ons wêreld, in ons land leef, 'n groot onrus in ons hart maak. Ons vreesbevange maak vir die toekoms. Ons ontsteld maak, sodat ons U hand in ons lewe nie langer kan raak sien. Ons gebed vanoggend is dat U ons hart sal aanraak, ons oë sal oopmaak, dat ons U, die God wat ons ken, die God wat ons gemaak het, die God wat weet, sal hand in ons lewe sal raak sien. En dat U ons op U pad sal lei. Vergewe ons as ons, ek gee nie meer om nie, lewenshouding het. Maak van ons, Here, instrumente in U hande, mense wat wys wat dit beteken, om op die ewige pad te loop. Ons bid dit in Jesus se naam.